Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 23ste Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: bekende SA-atleet vermoor in Eerste Rivier. Nuus hooftrekke vir vandag: Weskaap afstigting dra nie goedkeuring weg nie. Bekende SA-atleet in Eerste Rivier vermoor. Inisiase skole in die Ooskaap se dodetal bly styg, is kommerwekkend. Kiemies wen Windies in derde crickettoets. Stormers is nog onoorwonne in 2025 in VRK. Jaden Shaper is Suid-Afrika se voorste golfspeler. 'n bekende in Weskaapse atletiekkringe is Saterdag aan in Eerste Rivier vermoor. Andre Afrika, wat 31 jaar oud was nie net 'n langafstand atleet wat ook aan verskeie padwedlope deelgeneem het nie. Hy was ook 'n gewilde atletiek afrigter in die Eerste Rivier gemeenskap en het Buiten van 'n Westhuizen wat 18 jaar oud is, een van die land se belovendste opkomende langasems, onder sy vlerke geneem. Afrika self was ook iemand om mee rekening te hou en het in 2024 die 10.000 meter op die Westelike Provinsie se atletiek kampioenskapsbyeenkoms in 30 minute 21 sekondes gewen en 39ste geëindig in die Nelson Mandela halfmarathon in 1 uur 8 minute 33 sekondes. 'n Veiligheidswag het Afrika se lyk Sondag omstreeks 06:30 met veelvuldige skietwonde gevind. Hy is na verneem word ook beroof. Die moordtoneel in September straat in Blueberry Hills is tussen 2 km en 3 km van Afrika se ouerhuis af in Eerste Rivier geleë. 'n Bron het aan die koerante gesê mense in hierdie omgewing het tussen 4 en 6 skote gehoor afgaan. Sy voormalige afrigter, Johannes Kamfer, beskryf Afrika as iemand wat vir atletiek geleef het. Kamfer het hom van die ouderdom van 14 tot so wat 19 jaar oud afgerig. Afrika het as afrigter atlete onder sy vlerk tot groot dinge gelei. Afrika was ook baie nou betrokke by die Eerste Rivier Secondary School waar hy 'n sportafrigter en die hoofeksamen toesighouer was. President Cyril Ramaphosa is nie deur enige vennoot van die regering van nasionale eenheid genader oor 'n referendum oor die afstigting van die Weskaap nie. Tsepo Mogale wou by die Ramaphosa weet of hy van plan is om 'n referendum te hou om die openbare mening ten gunste van of teen die afstigting van die Weskaap van die res van Suid-Afrika en die skep van 'n volksstaat vir Afrikaners te toets. Die grondwet bepaal dat die Republiek van Suid-Afrika een soewereine demokratiese staat is, so het president Cyril Ramaphosa aan die media gesê. Een van die RNE-vennote, die VF+, het vroeër aangedui dat hy ten gunste van 'n referendum is en dat die DA, wat die Weskaap regeer, gekritiseer is dat hy nie op 'n referendum wil uitroep waardeur die Weskaapenaars kan vra om groter seggenskap oor hulle eie provinsie te hê nie. Gesê hy glo nie die Weskaap moet van die res van die land afstig nie en hy sal teen enige voorgestelde wetgewing van hierdie aard stem. Phil Craig, leier van die referendumparty, is 'n voorstander van die afstigting van die Weskaap van die res van Suid-Afrika. Met die huidige somerinisiasieseisoen in die Ooskaapse dodetal, wat tot 20 gestyg het, sê die provinsiale regering, daar word kennis geneem van die versoeke dat die mediese besnydenis die tradisionele praktyk moet vervang. As regering sal ons voortgaan om die uitdaging saam met alle belanghebbendes aan te pak en saam om oplossings te vind wat in die belang van die behoud van lewens en van die beskerming van waardes en tradisies van verskillende groepe in die samelewing is. Tot op hede het 421 jong seuns hierdie praktyke onwettig ondergaan. Volgens inligting word 187 jong seuns in die hospitaal behandel, terwyl bykans 3900 seuns behandeling by inisiasieskole ontvang het. Die regering is ook bewus van een amputasiegeval. Die seisoen het op 14 November begin en sal tot einde Januarie duur. In die vorige somerinisiasieseisoen is 29 sterftes aangeteken. Die sterftes volg ondanks die regering se verskeie bewusmakings en voorbereiding en opleidingssessies van tradisionele geneesers wat gedoen is om 'n seisoen sonder sterftes of beserings te hê. In hierdie seisoen het die polisie in die Ooskaap reeds 51 sake geopen wat verband hou met inisiasieskole, insluitende 'n saak van moord. 41 mense, waaronder tradisionele dokters en verpleegsters, is ook in hegtenis geneem. Die regering erken dat daar inisiasieskole is wat goeie werk lewer deur jong seuns by te staan hulle tradisionele oorgang tot volwassenheid deur vir hulle veilige en gesonde omgewing te skep. Daar is tans nog geen planne om op te tree teen enige van die ministers wat honderde parlementêre vrae nog nie beantwoord het nie. Die parlement het Saterdag sy jongste verslag daaroor uitgereik wat lei dat ministers van die regering van nasionale eenheid
tot dusver vanjaar meer as 400 skriftelike vrae in die NV en die RP onbeantwoord gelaat het. Leiding se verslag het LPS die afgelope jaar saam 7200 skriftelike vrae aan kabinetslede gestel. Hiervan is 419 nog onbeantwoord gelaat. 502 mondelingse vrae is ook gevra, waarvan 8 nog onbeantwoord is. Die 2 verdagtes in die dodelike massaskietery op Bondi Strand in Sydney, Australië, het taktiese oefeninge op die platteland gedoen en die aanvalle maandelang noukeurig beplan, het die polisie gister gesê. Intussen het Anthony Albanese, Australiese premier, die land se Joodse gemeenskap om verskoning gevra en strenger wetgewing teen ekstremiste beloof. Syed Akram en sy seun Naveed word daarvan beskuldig dat hulle 'n hoekanige geleentheid op Bondi Strand geteken het en 15 mense vermoor het in die land se dodelikste massaskietery in byna 30 jaar. Daar word verder beweer dat die verdagtes die aanval maandelang beplan het. Die polisie het foto's uitgereik wat wys hoe hulle halgewere afvuur en beweeg in wat die polisie beskryf as 'n taktiese wyse. Die dokumente wys dat hulle 'n paar dae voor die aanval nagtelike verkenningsuitstappies na Bondi Strand gemaak het. Die sanger Brendan Piper was Vrydag aand op pad na optrede in Nigel in 'n motorongeluk en moes gevolglik sy vertoning ook gehergeskeduleer het. Piper is dankbaar dat niemand in die ongeluk dood is nie. Ek het dadelik aan my arms en bene gevoel en besef ek was baie gelukkig. By die venster uitgeklim en met dankbare hart besef niemand is in hierdie geval oorlede nie, het hy gesê. Dit kon baie maklik erger gewees het. En as ek dink dat dit my kop was wat daai windskerm so gekraak het, weet ek dat hy my beskerm het Piper geskryf. Foto's wat Piper op sy sosiale media geplaas het, wys onder meer die stikkende vooruit. Piper sê die positiewe aspek is dat niemand seer gekry het nie en hy besef dit was werklik 'n wonderwerk wat met hom gebeur het. Met die verkeersdruk wat skerp toeneem op paaie in die Oos-Kaap, het die provinsie se departement van vervoer opnuut sy kommer uitgespreek oor die groot hoeveelheid dronkbestuurders wat op die provinsie se paaie betrap word. 238 motoriste is tussen die afgelope naweek tussen Vrydag en Sondagoggend in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Elkeen van die 451 inhegtenisnemings dui op 'n bewuslike besluit om die wet te oortree en mense se lewens daarmee in gevaar te stel. As jy drink en bestuur op ons paaie, sal jy in hegtenis geneem word en jy gaan waarskynlik Kersfees agter tralies moet deurbring. Babar Krisi, minister van vervoer, het Vrydag gesê, sedert die begin van Desember is gemiddeld 32 mense daagliks op die land se paaie oorlede. Die sterfte tot nou toe is die laagste gemiddelde vir hierdie tydperk die afgelope 5 jaar. Gauteng bly die provinsie met die hoogste getal padsterftes, wat 'n 95 ongelukke oorlede is. Die afgelope naweek het die Oos-Kaapse padsterftes verder gestyg nadat 'n Hyundai Exeter Sondag op die R56 naby Molteno teen 'n brug se reëlings vasgery het. Die departement sal sy verskerpte padblokkades en padpatrollies en sigbare polisieering deur die feestyd volhou. 'n Man is gisteroggend in Van Dyk Park in Ekurhuleni metrogebied dood nadat hy sy motor omstreeks 09:15 reg van voor met 'n watertankwa gebots het. Die ongeluk was in Berrymareweg in Boksburg. 'n Man in sy 30's is op die toneel doodverklaar. Hy was vasgekeer in sy voertuig en hydrauliese redingstoerusting moes gebruik word om sy lijk uit die wrak te kry. Daar was niemand anders in die motor gewees nie. Die bestuurder van die tankwa het die ongeluk oorleef. Die koerant het verlede week berig padsterftes het die afgelope tyd in die eerste helfte van Desember afgeneem. Sedert begin Desember is 32 mense elke dag op die land se paaie dood. Die meeste slagoffers het omgekom in botsings reg van vooraf. Minstens 3 mense is dood weens kitsvloede wat dele van KwaZulu-Natal hierdie naweek getref het. Reddingspan in Amanzimtoti aan die suidkus is ook op soek na 'n vermiste man nadat die motor waarin hy en nog 4 mans was Sondag in 'n rivier beland het. Die mans het lydensberigte Sondag omstreek middernag 'n laagwaterbrug in Long-Eikersweg probeer oorsteek toe hulle motor deur die rivier meegesleep is. 2 mans het oorleef terwyl 2 se lyke gistermiddag ook gevind is. Baie ondernemings insluitende 'n winkelsentrum in Magui het groot skade van water gely. Die vloedskade is nie beperk tot die kusgebied nie. Die volgende wenke is deurgegee: moenie drink en bestuur nie, hou by die spoedperk en dra te alle tye jou sitplek gordel. Maak seker jou voertuig is in goeie en werkende toestand en rus gereeld as jy lang paaie moet ry. Die nasionale energiereguleerder NERSA het opdrag van die Hooggeregshof in Pretoria gekry om te herbesin oor sy skikking met Eskom oor 'n berekeningsfout met sy tariefbesluite vir die volgende 3 jaar. Dit spruit uit die blabs van 54 miljard rand in berekeninge vir die toelaatbare kragtariewe vir Eskom wat sedert 1 April vanjaar reeds geld. Dit volg op AfriForum en die Minerale Raad van Afrika se hofaansoeke teen die skikking wat NERSA en Eskom skynbaar agter geslote deure bereik het. Leidens se verklaring
Gister deur Afriforum, oor die hofuitspraak het Sondag gelewer is, het die hof NERSA se oorspronklike besluit tersyde gestel en ook geweier om 'n skikkingsooreenkoms met Eskom te bekragtig. Die hof het duidelik gestel dat gerief nie geheime skikkings kan regverdig nie, wat die publiek met miljarde en bykomende koste sal belas nie. Die hof het gelas dat die saak terugverwys word na NERSA vir heroorweging. Engeland se beleerde toetskriketbreier Brendan McCullum het onder 'n vloedgolf van kritiek van voormalige spelers en kapteins deurgeloop nadat die span Sondag die derde toets in die reeks om die as teen Australië in Adelaide met 82 lopies verloor het. Engeland het vroeër in die reeks met 8 paaltjies in Perth en Brisbane op sy herrie gekry. Die span het nou 16 van sy laaste 18 toetse in Australië verloor. Stokes en McCullum is besig om 'n gat na nêrens te grawe nie. As dit wat jy doen nie werk nie, hou dan op met grawe as gesê. Nieu-Seelandse kriketspan het die Wes-Indiese eilande gister na tee met 323 lopies in die derde toets in Mount Maunganui geklop en sodoende 'n reeksoorwinning met 2-0 te behaal. Die Kiwi bowler Jacob Daffy se 5 paaltjies was deurslaggewend gewees. Die Kiwis het 'n stewige teiken van 462 lopies gestel, waaraan die besoekers vir net 138 lopies uitgebou is na 'n dramatiese kolf-ineenstorting weerskante van middagete. Daffy het met 'n boulontleding van 5 vir 42 lopies geëindig. Nieu-Seeland se Devon Conway het 227 lopies en 100 lopies in sy 2 kolfbeurte aangeteken, terwyl die kaptein Tom Latham 137 en 101 lopies geslaan het. Die eerste keer in eerste rangse kriket waar albei openingskolwers 200-talle in dieselfde wedstryd kon aangeteken het. Die Windies het dramaties van 87 vir 0 na 112 vir 8 weerskante net na middagete ineengestort. Die besoekers het die dag op 43 vir 0 begin met King op 37 en John Camphor op 2 lopies. King het dinge vroeg oorheers met 'n vlag grenshoue en 53 lopies van die span se eerste 59 lopies aangeteken, maar dit was die enigste ernstige weerstand gewees. 'n Taai uitdaging wag egter op Munster, aangesien hy Saterdag teen die aardsvyand Leinster op Thomond Park in Limerick te staan sal kom. Leinster wat deur Leo Cullen afgerig word, bekleed met 21 punte, die 6de plek uit 16 spanne op hierdie reeks se puntelys. Daarteenoor is Munster met 29 punte in die tweede plek. Die Stormers is op 32 punte in die eerste plek met Cardiff derde op 26. Die Glasgow Warriors met 25 is in die vierde plek, gevolg deur Ulster op 22 punte, Leinster het 21 en die Leeu's 17 punte in die 7de plek. Munster se enigste nederlaag sover in die seisoen was verlede maand in die Stormers at Thomond Park, toe die Kaapenaars met 27 punte teen 21 gewen het. Die Suid-Afrikaanse derbies, wat aanvanklik vir die naweek geskeduleer was, is uitgestel tot volgende jaar. Die Leeu's en die Haie sal mekaar eers op 21 Februarie op Ellis Park in Johannesburg pak, met die Bulle en die Stormers wat op 14 Maart op Loftus Versfeld in Pretoria sal kragte meet. Die Haie en die Leeu's speel op Saterdag 3 Januarie op Kings Park in Durban teen mekaar, met die Stormers in die ligblaues wat later daardie dag op die DHL Stadion in Kaapstad teen mekaar sal speel. In Edinburgh se 23-tal was 5 spelers wat in Suid-Afrika gebore is, naamlik die Springbok-stit Boan Venter, Pierre Schoeman op stit, Dylan Richardson in flank, Duan van der Merwe op vleuel en Wes Goosen op hele agter. Schoeman, Richardson en van der Merwe het almal al hulle aangenome land op die rugbyveld verteenwoordig. Jaden Shaper is danksy 'n onvergeetlike 3 weke op die golfbaan in Desember nou Suid-Afrika se voorste speler op die wêreldranglys. Die 24-jarige van Benoni het danksy sy oorwinning Sondag in die Mauritius Ope met 31 plekke tot 63ste op die jongste ranglys opgeskiet. Shaper het nou die mantel as Suid-Afrikaner in die hoogste plek in die wêreldranglys by Tristan Lawrence oorgeneem. Lawrence beklee die 65ste plek. Benewens 'n klomp waardevolle ranglyspunte wat Shaper later vanjaar in 'n posisie kan plaas om vir major toernooie te kwalifiseer, het hy sy bankbalans die afgelope 3 weke ook 'n enorme hulpstoot gegee. Sy gesamentlike tweede plek in die Nedbank uitdagtoernooi het vir hom raps meer as 525.000 in die sak gebring, terwyl sy wennerscheck vir die Dunhill en Mauritius toernooi onderskeidelik $298,000 en $204,000 beloop het. In die 3 toernooie saam het hy dus meer as R17 miljoen verdien. Shaper het met sy agtereenvolgende seges in die Alfred Dunhill kampioenskap ook in die voetspore gevolg van sy landgenoot Louis Oosthuizen, wat hierdie prestasie in 2023 behaal het. Die laaste keer dat 'n Suid-Afrikaner 'n major kon gewen het, was in 2012, toe Innie Els die tweede keer in sy loopbaan die Britse Ope gewen het. Die Amerikaner Learner 10 het Sondag die ATP Next Gen titel verower deur die Belg Alexander Bloks, wat 116 op die wêreldranglys is met 4-3, 4-2
en 4-1 in Jeddah geklop het. Met stelle waarin 4 potte gewen moes word, het 10 28ste op die wêreldranglys sy staal in die eerste stel getoon, toe hy in die 6de pot gedien het en 'n valbypot afgedwing het. Die topgekeerde het 'n voorsprong van 5-1 gejaag voordat hy 'n terugvegpoging van Bloks moes afweer het om hierdie stelpunt te kan beklink. Dien sluit hom nou aan by roemryke lys Gen Next kampioene, waaronder meer in nommer 1 Carlos Alcaraz, die 4-malige Grand Slam wenner Jannik Sinner en die Griek Stefanos Tsitsipas ook is. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1928, Polokwane 1623, Lephalale 1827, Mbombela 1631, Maikeng 1728, Pretoria 1528, Johannesburg 1528, Ermelo 1127, Kalahari 2033, Gaborone 1826, Richards Bay 1834, Pietermaritzburg 1533, Durban 1929, Port St. John's 1832, Pongola 1734, Maputo 2032, Bethlehem 1228, Bloemfontein 1628, Allewal Noord 1730, Welkom 1830, Vryburg 1930, Kimberley 1931, Appington 2435, Prieska 2235, Springbok 1426, Karasburg 1932, Keetmanshoop 2334, Mariental 2333, Alexanderbaai 1626, Brandvlei 1732, Loedertsbaai 1628, Vredendal 1727, Kaapstad 1825, Sutherland 1327, George 1522, Jeffreys Bay 1829, Geberra 1730, Grafreinet 1634, Kaapogillas 1725, De Aar 1832, Multino 1425, Beaufort West 1834, Oos-London 19 in die oggend, 32 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag: die rand verhandel teen R16.73 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.13. Die euro verhandel teen R19.66. 'n pond kos R22.51. 'n yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $2,111. Palladium is $1,759. Silwer per fyn ons is $68.53 Amerikaanse sent. Goud se prys is $4,432. Brent olie per vat is $60.48 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.